Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug by Rockfight Rugby, ons Afrikaanse rugby kanaal en ons Afrikaanse rugby program. Vandag is my voorreg om vir Mike Potgieter te verwelkom. Mike is 'n kollega van Arie Hougaard, maar gaan dit aan hom oorlaat om ons bietjie te vertel hoekom ek eintlik nou met hom gesels, want ons kan nie sommer enigiemand oor rugby gesels nie, dan weet waarvan hulle praat. So Mike, welkom hier by ons en vertel ons bietjie meer van jou. Weet jy, eerstens wil ek sê baie dankie, dis 'n groot voorreg, en tweedens sal jy asseblief al my introductions vir enige en alles verder doen wat ons doen, hoor, want dit is baie lekker om die sportpassie te kan deel met kundiges soos jy en Arie ook, en by Radio Tygerberg natuurlik, waar ek die anchor host is van die afternoon drive time show Lift Club by Radio Tygerberg. Daarso is ek ook sportjoernalis en so aan, so probeer maar orals raakvat en orals wees waar jy kan. En by soveel as moontlik sport betrokke wees om seker te maak dat die kyker en die luisteraar op hoogte is van nie net die aksie op die veld nie, maar ook natuurlik dinge wat agter die skerms en langs die veld ook gebeur. En dis juist daar waar die interessante stories natuurlik vandaan kom. Hoorie maar, jy's nou beskeie hierso, maar vertel my 'n bietjie meer van jou en Arie. Julle doen ook 'n program saam vir Namibiese televisie. Dis 'n interessante ene. Ja, kyk, die Namibiërs is mos stoere sportondersteuners, net soveel ander mense in die wêreld, maar hulle vat dit na 'n volgende vlak toe. So baie bevoorreg ook om saam met hom daarso te doen, gooi kole. Ons doen byvoorbeeld op die telbord en in die tonnel ook, waar ons ook juist bietjie meer inligting deel oor afrigters se onderhoude, spelers en kapteins. Ons praat oor allerlei sport, van die vinnige motors tot die kleinste balletjie wat jy aan kan dink. So dis regtig 'n groot voorreg en baie lekker om ook die passie van die Namibiërs te kan deel. Ons sit baie keer hier in die Kaap en dan doen ons daai gesprekke hier in en om die Kaap, en een van die mooiste dele, ek weet jy daar bo in die land sal dalk verskil met julle jacarandas. Maar ons is bevoorreg hier in die Kaap om dan ook so bietjie te kan gesels en dan nou internasionaal te kan gaan na ons buurland Namibië toe ook. So regtig groot voorreg en baie lekker. Hoorie maar, ek sien nuuskierig. Ondersteun jy Namibië in Suid-Afrika? Is dit maar nog altyd daai sertifikaat, ook maar van die Springbok, ons het baie vriende daar in Namibië, Paul Oosthuizen, een van hulle. Hoe is hulle, hulle benader? Natuurlik ondersteun hulle eie Namibiese rugby span, maar is ander rugby's, hoe sien hulle die Stormers ongelukkig, of is hulle eintlik maar almal blou bulle? Weet jy, ek wil vir jou sê, die grootste meerderheid van die Namibiërs met wie ek gepraat het, is almal stoere Bloubil ondersteuners. Daar's ook 'n rede immers hoekom die bulle opwarmingswedstryde gaan speel teen Namibië en in Namibië. En ek dink dit help ook vir Namibië natuurlik, as jy kyk na voor die Karibeker vir argumentshalwe, wat daai ontwikkelingsspan van die bulle dan nou onder 23 span teen die Namibiërs gespeel het. En jy het gesien, Namibië doen regtig baie goed. En ek dink dit help vir unies soos die bulle ook om hulle diepte natuurlik in jonger spelers te ontwikkel en na vore te kom, maar dit help ook van Namibië om 'n bietjie wedstrydtyd onder die bel te kry en op die veld te kry. So ek dink dis 'n wen-wen vir beide hierdie provinsies en lande dan nou. En ek dink Namibië het al soveel waarde toegevoeg in die sportwêreld in Suid-Afrika. Daar's individue wat beide cricket vir Suid-Afrika en Namibië gespeel het, maar ek dink die grootste ding wat ons as Suid-Afrikaners kan leer by Namibië wanneer dit kom by sportgeleenthede, is die curry sosaties. Daar's iets wat hang in die lug met 'n curry sosati wat gebraai word langs 'n rugbyveld. Dis fenomenaal, hoor. Ek heb nou met 'n veertjie optik. Dis die laaste ding wat ek gedink het jy gaan oor praat. So ja, nee. Ek glo dit. Dis vir my baie lekker. Nou ja, kom ons praat 'n bietjie oor rugby, oor die Springbokke veral. Rassie het nou gister weer 'n perskonferensie gehad wat hy gesê het natuurlik, ja nee, ons kyk glad nie uit na die All Blacks nie, ons fokus net op die Argentinië toets, en ek sê vir myself, ja Rassie, verkoop vir ons 'n ander ene. Vertel my 'n bietjie wat jy uit daai perskonferensie uitgekry het. Weet jy, ek moet vir jou sê, dit was een van daai perskonferensies wat alles wat gesê word, jy regtig mooi oor nadink en jy kyk wat is tussen die lyne gesê wanneer Rassie Erasmus praat. En ek dink dis een van die groot faktore wat almal aan dink, maar niemand regtig wil sê nie. En alhoewel hy gesê het, ja, ons fokus op die Argentynse wedstryd, was die grootste ding vir my gewees, as jy regtig daarop fokus, hoekom het jy twee groepe gesplit, as ek die Engelse woord kan sê, en sê, kom ons hou hierdie kernspelers vir die Nieu-Zeelandse begrytes rivalry en ons stuur hierdie spelers Argentinië toe. Ek dink egter, dit is die bevoorregte posisie waar iemand soos Rassie Erasmus in is, met 'n geweldige groot groep wat hy uit van kan kies. En ons sien dat dit besig is om vrugte af te werp met jonger spelers wat na vore kom. Ek dink byvoorbeeld aan 'n Paul de Villiers, wat in hierdie groep ingetrek is. Ons weet natuurlik dat Riley Norton ook beseer is en deel was van een van hierdie 120 spelers wat natuurlik baie oor die wêreld praat. Maar in terme van die Argentynse wedstryd, ek dink dis 'n belangrike wedstryd vir Suid-Afrika. Ons sit natuurlik met 'n wenrekord op die stadium van 11 agtereenvolgende wenne. So jy wil ook nie daai rekord nou skade aanrig nie.
En ek dink die belangrikheid wat ons miskyk van 'n wedstryd soos teen Argentinië, is dit bou ook momentum vir dit wat op pad is teen Nieu-Seeland. En ek dink dit moet ons nie onderskat nie. Hoorie, maar Argentinië is, weet jy, mense praat van samba en beesvleis, maar hulle is eintlik 'n piesangskil. 'n Paar lande het al gegly daaronder in Argentinië. Suid-Afrika is nie die minste van hulle nie. En jy praat van die 11 agter die volgende wenne, maar dit was nie teen Argentinië nie. Ons sukkel maar daai kant. En nou Mani wat daai skop gemis het laas keer en alles, jy weet, onderskat ons die Argentynë dalk 'n bietjie op hierdie oomblik, net so van dit op 'n baie big picture, benadering. Ek dink jy's 100% reg daarin en dis een van die goed wat ek in Rassie se onderhoud eintlik half gekry het sonder dat hy dit gesê het. Hy plaas baie fokus en hy wil hulle baie krediet gee en eer aan hulle toebeken aan die feit dat ons fokus op Argentinië, hulle is belangrik, hulle is juist soos jy sê daai piesangskil, maar ek dink tog ek gaan dit so stel. Ons het gesien hoe die Nieu-Seelanders gereageer het met 'n B-span van Frankryk wat na hulle toe kom. Ek dink Argentinië kan dit ook so sien. Alhoewel dit nie die geval is nie, want daar is baie goeie spelers in Springbok. Maar dit is soos jy sê, Argentinië het hulle spel regtig baie verbeter. Ek wil dit terugvat na waar Los Pumas deel was van plaaslike kompetisies hier in Super Rugby en so voorts. Ek dink dit was die ommekeer vir Argentinië gewees waar hulle meer wedstryde onder die beld gekry het teen wêreldlande so of eerste rangse wêrelde soos Nieu-Seeland en Suid-Afrika in die sportwêreld. En ek dink dis daar waar Argentinië, ek gaan die woord gebruik, professioneel begin raak het in hulle spel. Jy het dit gesien in die manier hoe hulle die wedstryd hanteer. En ek dink dit is een van die goed wat die Pumas baie goed gedoen het. Hulle het 'n baie meer gebalanseerde wedstrydplan begin instuur tussen die vier wit lyne in. En ek dink dit is as gevolg van wedstryde teen Suid-Afrikaanse spanne en Nieu-Seelandse spanne. En Argentinië, they became a force to be reckoned with, dink ek, in wêreldrugby. Nou, hoeveel van daai force to be reckoned with dink jy is dit lank aan Felipe Contempouni? Ek dink hy's 'n wêreldklas afrigter, het by Leinster afgerig. Weet, hy het baie ervaring, hy weet wat hy doen, maar hy lyk vir my so 'n bietjie van 'n heethoof, en ou wat 'n bietjie te vinnig kan kwaad word en goed kan kwytraak en uit die perskonferensie uitstorm, en dit lyk amper vir my of daai kultuur begin oorvloei na sy spelers toe. Kyk, Argentinië, as ons nou maar kyk na die laaste Nasies-kampioenskap wedstryd wat hulle gespeel het ook, dit is nog altyd 'n baie passionate land. Jy sien dit as dit begin by die volkslied wat hulle sing, die trane rol oor die wange. En vir daai eerste 15 tot 20 minute is dit aggressie, dit is adrenalien wat na vore kom. Ons gryp mekaar voor die bors en ons ruil telefoonnommers uit en sê net waar ons na die tyd gaan braai en al daai tipe dinge. Maar dit is soos jy sê, dit kom van Contempouni af. Mag ons nooit vergeet, dit is 'n oud speler. Hy weet hoe hierdie spelers op die veld dink, hoe hulle reageer. Hy teen baie van hierdie spelers wat hy vandag afrig, het hy natuurlik ook te doen gekry wat ook deesdae nog 'n wedstryd of 3 onder die beld kan kry en speel. So hy weet waar die sleutelpunte is. As speler was dit juis een van die goed waarop hy gefokus het. As ek daai ou so bietjie kan kry om te fokus op sy familielede, dan is sy kop nie in die game nie. En hy leer hierdie tipe tegnieke. Ek dink rugby het deesdae so geword dat deel van die strategie is individue wat geteken word. Ons sien dit al die jare met iemand soos Eben Etzebeth. As jy so bietjie onder die vel inkom toe hy jonger was, het hy aggressief geraak. En ek dink dit is waarna Argentinië geweldig goed is. Hulle het spelers, ek dink byvoorbeeld nou maar aan daai slot met die skramket, ek vergeet nou sy naam, maar hy's een van die ouens. Wat keer Daar's dit. Hy keer op keer het hy 'n geel kaart en sit hy vir so 10 minute rus, maar as hy daai 10 minute terugkom, dan is hy uitgerus en dan speel hy die wedstryd. So dit is individue van Argentinië wat die verskil maak, en op die einde van die dag is dit daai onderbrekende spel wat hy teen die oppositie inbring. Ons wil baie keer die gesegde gebruik, jy speel soos die span teen wie jy speel, en Argentinië is 'n baie ontwrigtende span. En Lavanini is hy nie op pad na die Stormers toe nie, ek het so 'n voeltjie oorvlei daarso. Weet jy, I can neither confirm nor deny, maar daar is 'n paar voeltjies wat kliphard vleit oor dit, hoor. Hoe sê Ari altyd, waar daar 'n rookie is daar 'n braai. Ja, ek hoor jy. Okay, kom ons gaan gou terug na die Springbokke toe. Natuurlik die groot gesprekspunt hierso is Oxenche en Franco Mosse is nog steeds nie reg nie. Maar hele hoop spelers gaan terugkom in hierdie wedstryd. Lode Jager, Sia Kolisi onder andere, die kaptein het tog die eerste kans gehad om te speel nie. Almal uitstekende spelers met jare se ondervinding, hoope toetswedstryde agter die blad, maar baie lanklaas gespeel, soos Eben Etzebeth. Die het in 'n hele jaar nie gespeel nie, hy het 1 of 2 en toe raak hy weer beseer. En natuurlik die feit dat hulle nie saam gespeel het. Maar dink jy daai
wat sê hulle muscle memory gaan inskop en dan gaan hulle sommer onmiddellik weer klik of dink jy ons gaan 'n bietjie van 'n noem dit maar ek kan nou nie die Afrikaanse woord onthou nie, disjointed vertoning van die Springbokke sien nie. En weer weet jy, dis nou soos om vir my te vra, dink ek die Springbokke gaan met 3 punte wen of 30 punte wen? En ek dink dit is waarin die vraag eintlik vasgesluit is hierdie spelers is te goed en te professioneel en deel van die groter opset wanneer daar oefeninge is en selfs al speel hulle nie, is hulle nog steeds deel van die kernoefeninge en bied hulle opposisie in lynstaande en skram en al sulke goedjies ten spyte van die feit dat daar beserings is. Ek moet vir jou sê, die kontroversiële vraag wat ek eintlik wil vra in terme van daai spelers wat opgaan, behalwe soos 'n Franco Mostert wat jy weet regtig fisies beseer is, hoeveel van daai beserings is werklik lang beserings gewees? En as ek sê lang beserings, het dit regtig geregverdig dat 'n speler soos 'n Siya Kolisi nie teen 'n Wallis of so speel om 'n wedstryd uit te kry nie. Want ek dink hulle was ook maar bietjie beskerm gewees. Ek dink Rassie Erasmus is iemand wat dink 2, 3, 4, 5 stappe vooruit. Ons weet hy maak geen geheim daarvan dat hy met sekere spelers praat en sê jy gaan hierdie wedstryde speel en jy's daar betrokke en wat jou rol in die span is. Maar met beserings is dit anders. Ek dink egter iemand soos Siya Kolisi is so bietjie beskerm teen die wedstryd teen Nieu-Seeland, in die toer teen Nieu-Seeland. Maar ek dink regtig dat hierdie spelers is nie nuut en onbekend met die wedstrydplan van dit wat teen Argentinië uitgevoer gaan word nie. So ek moet vir jou sê, ek dink regtig dat ons kan sien dat hulle dis soos fietsry. As hy inklim, soos jy sê, muscle memory, as hy op die veld is, weet hy wat van hom verwag word en hy voer dit uit. Ja, dis nou 'n interessante ene daai. Ek het nog daaraan gedink, want ek het nogal 'n bietjie van 'n ek kies vir Engels weer eens mense, 'n bee in my bonnet, 'n by in my engine cup gehad. Ek weet die mense gaan my weer uithaal oor my Engelse woorde, maar nou ja, oor die feit dat die Springbokke dalk vir die eerste keer gaan saamspeel, hulle beste span teen die All Blacks in daai eerste toets. En nou kan hulle dalk hierdie Argentynse wedstryd gebruik daarvoor. Maar ek bedoel daar moet tog 'n bietjie van 'n roes wees. Daar moet tog 'n bietjie van 'n hoekom moet almal dan wedstryd fiks wees as dit nie so belangrik is nie? As dit so maklik is om te oorkom. Daar is 'n faktor en ek dink hierdie gaan dalk 'n deurslaggewende toets wees om te sien of dit regtig gaan werk, want ek wonder hoe gaan ons beste span lyk as ons hierdie All Blacks? Gaan dit weer 'n ouerige span wees? Gaan dit 'n mengsel van oud en jonk wees? Gaan ons alles in die, jy weet, jong ouetjies se kans gee? Ek weet nie, wat verwag jy so van die teen die All Blacks voel? Watter tipe benadering gaan Rassie volg? Gaan dit wees, kom ons maak eers die toetsreeks vas en dan eksperimenteer ons miskien in Amerika, iets in daai lyn? Jy vra baie goeie vraag. En ek gaan vir jou sê dis 'n vraag wat my al vele slapelose ure en nagte besorg het, want as ons 'n toer, 'n tradisionele toer wat laas in 1996 regtig op hierdie faktor en skaal neergesit is, wil opbou of wil uitvoer volgens die opbou wat dit geniet tans in die wêreld, dink ek nie iemand soos Rassie gaan verskriklik baie waag nie. En ek dink dis ook juist die rede hoekom 'n wedstryd soos Argentinië gebruik word om spelers soos Siya Kolisi 'n 20, 30, 40 minute dalk te sien. Ek dink nie hy gaan te lank op die veld wees nie. Ek dink sekere spelers wat geïdentifiseer is om deel te wees van hierdie Nieu-Seelandse toer, gaan dalk net so 'n paar minute kry en dan afgehaal word, my opinie. Ek dink Rassie gaan dit definitief in gedagte gehou het. Maar ek dink tog dat 'n wedstryd 'n eerste toets is deurslaggewend en dit lê die fondasie vir dit wat vorentoe kom. Ja, ek kan dalk eksperimenteer in Amerika, maar dan weet ek die toetsreeks is in die sakkie, so gesê. En ek dink nie teen Nieu-Seeland gaan ons 'n 2-0 voorsprong vat en dan na Amerika toe gaan of so nie. Ek dink regtig Amerika gaan deurslaggewend wees in my opinie, want ek dink Nieu-Seeland is ook 'n span met Dave Rennie aan stuur, met Ari Sevilla, dis 'n trotse span. Dis 'n span wat op die stadium wil terugkom as die wêreldnommer 1. So hulle sien hierdie toetsreeks teen Suid-Afrika nie net as 'n gewone greatest rivalry en die opbou wat dit geniet nie. Hulle sien dit regtig as 'n opbou tot 2027 se wêreldbeker wat hulle weer die wêreldkampioene wil wees. So ek dink nie ons moet te ligtelik wees in wie gekies word en te min lees in wie gekies word teen Argentinië nie. En ek dink regtig Rassie gaan die eerste wedstryd teen Nieu-Seeland baie groot teiken. Dis nou interessant want ek het gelees weet ek praat oor korreksie, maar as ons die eerste toets verloor is nie meer nommer 1 in die wêreld nie. Omdat dit so groot ons nommer 1 teen nommer 2, dan tel dit baie punte. So jy verloor baie punte as jy verloor en jy tel baie punte op as jy wen. En ons weet Rassie hou daarvan om nommer 1 te wees. Dis nou maar een van daai doelwitte wat hy ergens teen die muur plak. Dis sekerlik een van sy dinge. Okay, dis 'n ding, maar wat die ander vraag wat ek wil vra. Jy praat oor van Amerika. 3 toetse in Suid-Afrika en 1 toets in Amerika. Sien jy dit as 'n 3 toetsreeks of sien jy dit as 'n 4 toetsreeks?
Want vir my is die 3 toets in Suid-Afrika die 3 wat saak maak. Ek het net so gevoel daai een in Amerika gaan 'n absolute partytjie wees. Almal gaan vreeslike lekker gesels na die tyd en ons gaan 'n klomp mense sien wat opruk en wedstryd kom kyk, maar ek vermoed daar gaan nie baie ernstige rugby gespeel word nie. Tensy ons 3-0 agter is of 2-1 agter is en dan wil ons dalk die reeks gelyk maak. Hoe sien jy dit? 3 toetse of 4 toetse? Ek het al met 'n paar manne, onder andere met Arrie, gepraat hieroor en ons is dit eens, dis 'n 3-toets reeks hier in Suid-Afrika en dat die 4de een in Amerika dan, soos jy sê, partytjie tyd is en bewusmaking, ontwikkeling van die spel. En ek dink beide Nieu-Seeland en Suid-Afrika dink ek sal dit ook so sien. Maar afhangende, soos jy sê, regtelik ook dan nou wat gaan gebeur in hierdie eerste 3 toetse? As dit 2-1 is vir Nieu-Seeland, gaan hulle Amerika sien as ons kan hierdie toetsreeks gelyk opmaak. En in Suid-Afrika se kant gaan hulle sê ons het die toetsreeks gewen, ons speel nou vir trots om 'n 3-1 te maak. So ek dink daar is baie in die feit dat daai 4de toets in Amerika gespeel gaan word. Maar in my opinie is dit 'n 3 toetsreeks. Ja, nee, ek stem met jou 100% saam. Ek wil net vinnig nou Dave Rennie se kant toe. 'n Lekker sterk groep aangekondig. Ons opinie is bietjie dun op die slotte. Want hulle gaan bietjie tekort kom daar, maar die groot gesprekspunt natuurlik is die feit dat Arie Sevilla eers bietjie gaan vakansie hou voor hy die span by die spanne gaan aansluit. En dis natuurlik as gevolg van die feit dat hy so lank 18 maande en amper ononderbroke gespeel het omdat hy in Japan gaan speel het om 'n paar yen te verdien en alles. Nou met die All Blacks eintlik die prys wat betaal. Jy het gepraat van Siya Kolisi wat nie gespeel het nie, maar Siya Kolisi was by die groep die hele tyd. Hy was dalk nie die kaptein die beveldteam, hy was die kaptein van die span gewees, maar nou sien ek Cody Taylor gaan die kaptein van die span wees of die toer wees en Arie gaan 'n kaptein van die span wees en ek weet dit sê al klaar vir my hier kom moeilikheid, daar gaan 'n bietjie tweespalt wees. Vertel my wat jy dink van die feit dat Arie nie saamkom onmiddellik nie. Ek dink ek stem 100% saam met jou. As jy gaan kyk in die twee kapteins en die rol van 'n kaptein, is dit vir my 'n groter rol van die veld af as op die veld baie keer. 'n Kaptein op die veld is iemand wat met 'n skeieregter kommunikeer en sê ek wil net gou seker maak is dit hoe jy dit interpreteer het en ek gaan terug na my manne toe en ek sê hoor die boys kom ons gaan gou hier. Maar ek dink as jy die twee groepe gaan vergelyk, die gemiddelde ouderdom van die Springbokke is 30. Die gemiddelde ouderdom van die Nieu-Seelanders is 26. So daar is baie onervare spelers wat deel is van die groep, of kom ons sê jonger spelers. Baie van hierdie spelers in Nieu-Seeland het nog nooit die ervaring gehad om in 'n tradisionele toetsreeks teen Suid-Afrika te speel nie. En vir my is dit ook weer die waarde van 'n kaptein. Iemand soos Cody Taylor wat 109 toetse gespeel het, kom met 'n ander tipe ervaring as 'n Arie Sevilla. Arie Sevilla het die voorreg gehad om onder leiding van baie ander senior spelers te speel en deel te wees van die All Black kultuur. Waar Cody Taylor was daai kultuur gewees in die 109 toetse wat hy gespeel het. So in my opinie word daar met doel en opset iemand soos Cody Taylor gesê, jy's die toerkaptein. Want ek dink hulle self, iemand soos Dave Rennie, bevraagteken die ervaring wat iemand soos Arie Sevilla in 'n leierskap hoedanigheid kan bring na die groep toe. Op die veld, fenominale speler. Maar ek dink dis waar die verskil gaan wees. As jy kyk na die Springbokke, daar's baie meer ervare leierfigure. En ek dink dis ook een van die redes hoekom iemand soos Rassie Erasmus, iemand soos Pieter Stef de Tooy sê, jy's kaptein van die Nasies-kampioenskap, want hy weet in 'n toer en 'n toetsreeks teen Nieu-Seeland is daar meer as een leier wat die armband dra van kaptein. En ek dink dis waar die verskil gaan wees. Dit is nou vir my vrek interessant. Want dit gaan ook terug na die feit dat daar's baie gerugte wat die rond te doen dat Arie Sevilla eintlik die man in beheer van sake is en nie Dave Rennie nie. Dit herinner my aan die dae van Pieter de Villiers, almal gesê ja, maar Victor Matfield en Friede Preer die span af. Is daar enige waarheid in daai gerugte? Is dit dalk 'n manier wat Dave Rennie sê nee, ek is die man in beheer hierso, jy weet. Ja, ek weet nie en dis die tipe goeters wat baie keer 'n mens nie op fokus nie. En ons as joernaliste het die voorreg om bietjie te gaan krap in dit. En ek wil vir jou sê, dit mag dalk net wees, sou Nieu-Seeland nie sukses behaal in wat Nieu-Seeland se ondersteuners as sukses bepaal op hierdie toetsreeks, want dis ook een van die groot vrae wat gevra word is, wat is dit vir Nieu-Seeland om Suid-Afrika toe te kom en suksesvol te wees? Is dit om die toetsreeks te wen? Of is dit om voorberei vir die 2027 wêreldbeker? En ek dink dis daai struweling wat die ondersteuners het, dis die struweling in die kamp en ek dink dat as daar 'n kinkel in die kabel is en 'n swak skakel in hierdie ketting van Nieu-Seeland se rugby tans is, mag dit dalk net die verhouding tussen Dave Rennie en Arie Sevilla wees. Ek het daai selfde gevoel. Maar hoor ek sê nou vir jou, hulle wil albei wen. Hulle wil die Great Rivalry wen 4-0 en hulle wil die wêreldbeker wen. Daar's geen twyfel nie. Hulle wil alles hê.
Gulsige mense daar in Nieu-Seeland lyk dit vir my. Ja. Ek het klomp ander vrae wat ek jou wil vra, net so vinnig. Ek het gister 'n kort video gemaak oor 'n ou in Nieu-Seeland, Mark Watson, wat gesê het Suid-Afrikaners is morally corrupt omdat ons skoenveters vasmaak en jy weet 'n bietjie maak of ons moeg is of seer gekry het, 'n kontaklens verloor het. Maar tog, om die spel stadiger te maak is deel van die spel. Dis tog deel van die hele strategie en taktiek en alles. Hoekom is dit skielik moreel korrup om nou jou skoenveter vas te maak om die spel bietjie te probeer stadiger maak? Jy haal tog net die angel van die opponent se sterkpunt uit, is dit nie? Dis tog die aard of war, dis hoe dit werk. Ek hoop van harte nie dat die einste man die sokker wêreldbeker gekyk het nie. Want jy sou gesien het daar is vele geleenthede waar dit deel is van die spel. Ek dink om dit morally corrupt te label, as ons nou die Engels kan gebruik, is effens waaghalsig, dink ek. Want laat die een wat sondevry is die eerste klip gooi. Ons het al hoeveel keer taktieke en tegnieke gesien van Nieu-Seelandse spelers wat werklik sekere goeders doen om 'n asempie te skep, om so bietjie van 'n watertjie te kry en net so bietjie van 'n breek te gee vir die span wat nou net 'n 3 afgestaan het of 'n strafskop afgestaan het of 'n skram laat val het. Dit is amper kyk bietjie na die hand en dan vergeet jy van dit wat hierdie kant gebeur. En ek dink dis deel van die wedstryd. Dis deel van die moderne spel wat daar is. Daar is sekere geleenthede waar dit dalk bietjie ver gedruk word in enige span. Ek dink nie dis net die Springbokke nie. Ek dink ook dat die stelling wat gemaak is dat we're gonna run them off their feet was onder andere een van die stellings wat op die stadium die wêreld ingeskryf word en waar daar dan vinnig gekorrigeer is en sê nee, ek wil nie sê dat ons gaan hulle thrash in hierdie toetsreeks nie. Ek wil net sê dat ek dink ons speel 'n baie vinniger wedstryd en vir hulle wat dit ontwrig bring ons dan nou bietjie terug. Laat ons nie vergeet nie dat Nieu-Seeland is die einste span wat die tegniek vervolmaak het wanneer hulle op hulle doellyn is om 'n bal af te klap of bietjie vas te hou en eerder 'n strafskop af te staan as 'n 3 af te staan. Ek dink nie daar's enige verskil in wat jy daar doen teenoor iemand wat 'n skoenveter vasmaak en 'n waterbreek vat nie. Nou kyk, ek het maar 'n bietjie van 'n tong in die kies ding gedoen daar, want ek probeerde maar eintlik in Nieu-Seelanders ook so 'n bietjie op hulle perkies kry. Maar dis ons moet deel van die pret man. En dis 'n ander vraag wat ek nou nog gevra, maar die vraag wat ek gevra het oor die Nieu-Seelanders baie ontstoke is oor, maar ek het nou gesê, maar wat nou gebeur op Ellis Park? Nou kom die Nieu-Seelanders hier aan, hulle 2 toetse of 2 wedstryde gespeel, die Stormers en die Sharks op die kus. Dan 'n bietjie beloftes, maar beloftes is nog steeds laer as Johannesburg. Nou kom hulle op Ellis Park. Ons het laaste gesien en ek gesê die Springbokke het self uit stoom uit geraak in tweede helfte teen Australië, onthou jy? Omdat hulle te hard geoefen het voor die tyd, want hulle probeer hulle fiksheid optel. Nou skielik in daai tweede helfte, die eerste net na rustyd, is hierdie All Blacks span dood op hulle voete. Dink jy hulle gaan nie hulle skoenveters vasmaak nie? Jy weet, what's good for the goose is good for the gander, is dit nie? Presies, 100%. Ek stem 100% met jou saam. Ja, ek sê, nou wil ek vanaf meer praat oor die sosiale media deel, want dis wat eintlik vir my lekker is. 1996 is die laaste toer wat hier was, daar was nie sosiale media nie. Voel jy nie ook dat daar 'n hele nuwe dimensie in hierdie hele ding ingebring is? Die ou dae het jy op Supersport gekyk, wat sê die manne wat daar naas Botha en Darren Scott daai tyd vir jou te sê gehad het, of ek kan nie onthou wat hulle was nie. Maar deesdae het jy soveel opinies en podcasts en video's en X's en Instagrams en alles. Dit bring heeltemal 'n nuwe dimensie. Dit maak hierdie rivalry en die ander ding is onmiddellik, nou. Ek kan nou 'n video uitsit en nou kan ek met 'n ou in Nieu-Seeland praat. Dis ongelooflik, dink jy nie so nie? Ek dink die wêreld het verskriklik klein geword en ons is bevoorreg om die akkreditasie om ons nek te hang in hierdie wedstryde by te woon en die persverklaringe te kan ervaar en te kan sien en onderhoude te kan voer. Maar ek dink die groot werklike ondersteuners in die wêreld het ook die kundiges en kenners geword as gevolg van sosiale media. Die sogenaamde rusbankkenners dink ek speel 'n groter rol deesdae in die moderne sportwêreld as wat ons wil erken. En die groot ding is vir my, is as jy gaan kyk hoe iemand soos Rassie Erasmus ook natuurlik sosiale media gebruik om vuur te blaas in dit wat reeds groot is. Om 'n video te laai van ode te gee en eer te gee aan die destydse manne wat voor ons was, wat vandag hier is. Nou gons dit op sosiale media, want almal gaan nou, okay, een van twee goed is besig om te gebeur. Of hy blaas hierdie rivalry van 1921 groter, of is hy besig om te sê, hierdie is dalk een van Siya Kolisi se laastes wat dit is. So nou gons dit op sosiale media oor hierdie twee elemente wat dit dalk moontlik mag wees. Die kort en die lank daarvan is, dit maak en dra by
tot 'n groter effek van wat ons reeds lekker aksie verwag. Ek hoop net dat dit wat op die veld gebeur dra by tot die hype, soos hulle in Engels sê, wat dit reeds geniet. Wel, dit is nou 'n goeie vraag. Wat is jou definisie van 'n goeie veld op die veld? Is dit 'n wedstryd wat 6-3 eindig, dis 'n armdruk, dis 'n fisiese wedstryd, dis kontak, dis impak, of is dit hardloop rugby en die Springbokke skop niks balle nie en jy weet daai tipe ding? Wat is jou definisie van 'n goeie wedstryd dan? Ek gaan vir 'n oomblik my neutrale hoed afhaal en as 'n trotse Suid-Afrikaanse ondersteuner wees so 'n bietjie wind blaas hier na in Nieu-Seeland se kant toe. Vir my sal 'n goeie wedstryd wees en ek seker as jy enige man op die straat wat 'n groot Springbok ondersteuner is kan vra, is 'n goeie resultaat op die veld, een wat ons die rekordboeke weer herskryf soos wat ons gedoen het 2023 voor die Wêreldbeker. Dit sal 'n fenominale uitslag vir die Springbokke wees. Maar as 'n liefhebber en vir iemand wat wil sien dat hierdie toetsreeks werklik die aansien wat dit reeds opgeblaas is en opgehype is geniet, sal dit vir my lekker wees as ons 1-0 kan voorloop en Kaap toe kan kom en dit 'n deurslaggewende rol kan speel, want ons almal weet natuurlik, dis die ander faktor wat ons nie kan vergeet nie, is so groot soos wat Ellis Park is in die wêreldkringe en historiese aspek van wat dit is vir Suid-Afrikaanse rugby. So het Kaapstad geword vir Nieu-Seeland. Hulle het 'n baie groot ondersteunersnetwerk in die Kaap geniet. Dit het aansienlik verander sedert die laaste wedstryd wat Nieu-Seeland hier in die Kaap gespeel het. Ons het hoeveel keer gesien dat die manne dra die Springbok truie en die dames 'n pronk in hulle All Black truie. So daar's so 'n bietjie van 'n huishoudelike geskil ook in terme van hierdie greatest rivalry en dit bring alles mee. So wat is sukses en wat is die resultaat wat ons wil sien? Ek sal graag wil sien dat die sport op die einde van die dag seëvier en dat dit in goeie gees sal wees en dat hierdie die eerste van nog baie toetsreekse gaan wees, want dit is tog wat ek en Arrie ook gepraat het oor, dis lekker om weer weekwedstryde te sien en die Nieu-Seeland span wat teen 'n provinsie speel. Dis wat die aanhangers wat nie die toetsreeks kan sien nie, verdien. En ek dink dit is op die ouderdom van die of op die einde van die dag is dit wat iemand soos ons graag wil sien in die sport. Kyk, ek het nog lanklaas met jou 'n meer diplomatisiese antwoord gehoor. Wel het ek probeer. Nee, kyk, hoorie, jy het vergeet jy die verkeerde hoed afgehaal. Ons vermoede hierso is dat die All Blacks en die Springbokke speel twee tipes rugby spelstyle wat diagonaal teenoor mekaar staan. Een is heeltemal wêrelde verwyder van die ander. Die Springbokke, ons noem dit kick attack. Springbokke skop meer as dubbel soveel vir die All Blacks skop in die wedstryde. Die All Blacks, ons noem dit CPR, carry, passes en rucks. Hulle is meer as dubbel wat die Springbokke doen in die wedstryd. So hulle is 'n hardloopspan. Hulle hou van die bal te hersirkuleer. Dis wat hulle bedoel met hardloop van ons voete af. Ons hou van skop. Op 'n vandag gee ek nie om hoe ons wen nie. Ek wil net hê ons moet wen. Ek het 'n bietjie vertel, hoe ouer ek word, hoe moeiliker raak vir my wedstryd klaar te kyk. My senuwees kan dit nie meer hou nie. Ek sê vir jou, dit is verskriklik erg. En hierdie is een van daai wedstryde of daai reekse net, dis amper soos die Wêreldbeker. Jy kan nie ek kry net hoendervleis as ek nou met jou sit en praat hier, so opgewonde raak ek, né? Voel jy nie ook so nie? Ja, nee, 100%. En ek dink dit is presies wat jy sê. Dis hierdie twee verskillende spelpyle wat hierdie spanne na die stryd toe bring. En vir my, as jy gaan kyk, kom ons gebruik nou die Nasies-kampioenskap as 'n curtain raiser vir die greatest rivalry, as ek nou weer die Engels kan gebruik. Baie mense het na my toe gekom en gesê, ja, weet jy, dit is soos jy nou ook gesê het, van die gaping tussen nommer 1 en 2 het baie kleiner geraak as gevolg van die oppositie. As ek nommer 1 in die wêreld is, kry ek minder punte as ek vir Skotland wen en al 3 my wedstryde wen as wat Nieu-Seeland kry om vir Frankryk te wen. Dit is die realiteit daar agter. Ja, Rassie wil nommer 1 bly. Ons as Suid-Afrikaners wil sien dat Suid-Afrika nommer 1 in die wêreld bly met die Wêreldbeker se afskop. Dit sal vir ons niks lekkerder wees nie. As jy egter gaan kyk, en dis dit wat baie mense vir my sê, is jy kan nie sê dat Suid-Afrika nie 'n aanvallende spel speel nie, want hulle het dan 40 plus punte in al hulle wedstryde aangeteken, 130 punte vir hulle en slegs 49 teen hulle. Dit sê vir jou dat Suid-Afrika baie goeie verdedigende span is, presies soos wat jy sê, hulle speel daai positional play, hulle sit baie druk met die skoppe, druk jou en forceer jou in jou helfte in, hulle frustreer jou want jy kom nie uit jou helfte uit nie. Maar dan Nieu-Seeland het hierdie nuwe brand van rugby wat hulle hou daarvan om te sê ons is aanvallend, en as jy gaan kyk in die oppositie wat ons speel, die wedstryd in Ierland het hulle gesê, look out Springboks, this was a warning shot in the directions of the Springboks, the greatest rivalry is coming. Vir my, in my opinie, was ek gegaan,
Okay, maar as jy dan vir Ierland as die standaard gestel het, Suid-Afrika dink ek in my nederige opinie, is ver bo iemand soos Ierland. So wat is jou standaard as Nieu-Seelander wanneer jy dan nou met daai verwagting en uitkyk na Suid-Afrika toe kom en aan wil vat? En daarmee stem ek met jou saam. Ek sal graag wil sien dat die Springbokke die Nieu-Seeland 'n bloedneus toedien so voor tot opbou van die Wêreldbeker. Okay, maar ek dink jy nou jou vinger op iets daar gesit. Hoekom hulle dit nou Ierland en Suid-Afrika gelyk getrek het te mekaar? Want kom ons wees nou maar eerlik. Ons is op die voorvoet teen Nieu-Seeland. Ons is op die voorvoet teen Frankryk. Ons is op die voorvoet teen Engeland. Ons het die laaste eintlik gedomeineer. Maar Ierland is ons piesangskool. Ek bedoel, weet twee keer gewen, 2 keer verloor. Een van hulle was in die Wêreldbeker, daai een op Loftus, die Scrumpalooza, soos my vriend Harry dit noem, gaan staan en verloor ons in Durban en laas jaar toe wen ons hulle met daai skram vertoning in Ierland, maar ons het hulle ook nou nie oortuigend op die tellbord geklop nie, onthou jy? Maar ons het besluit ons gaan eerder skram as wat ons gaan probeer druk. Ek dink hulle dink, okay, Suid-Afrika sukkel teen Ierland, ons het Ierland oortuigend geklop, so 1 en 1 maak 7. Okay, ons is nou beter as Suid-Afrika. Ek dink dis stem jy saam. 100% stem ek saam met jou en ek dink dit is soos jy sê, Ierland is op die stadium the monkey on our back. Dit is daai een span wat daai piesangskool vir ons is. Maar laat ons ook nou nie vergeet nie, vir ons om 'n Wêreldbeker te wen, moes ons 'n groepfase wedstryd soos daai man op sosiale media ook gesê het. En Ierland was nou die een wat ons verloor het. Ons hou maar vas aan daai ene. Ons kyk nie neer na die onlangse verlore nie. Maar ek dink dit is soos wat jy sê, Nieu-Seeland sal hulle self vergelyk in terme van die oppositie teen wie ek te staan gekom het. En Ierland was vir hulle daai benchmark. Ek in my persoonlike opinie sou eerder die wedstryd teen Frankryk vergelyk het en gesê het, "Jesus, weet jy wat, hierdie gee vir ons 'n goeie standaard oor waar ons is." Alhoewel hulle kyk na die uitslae van Ierland teen Suid-Afrika. Daarmee stem ek met jou 100% saam. Ek dink egter hulle het die verkeerde wedstryd geteken. Ja, ek stem met jou 100% saam. Nou net vinnig jy het gepraat, dis nou lekker ons gaan weer ek moes net maar weekwedstryde sien, maar dis nie weekwedstryde nie. Dis nie 'n toets en dan 'n midweek en dan 'n toets en 3 van die wedstryde is voor die toetse. Nou dit maak amper nie vir my sin nie. Dis almal so in 'n week ingedruk, né? Wat is die redenasie daar agter? Weet jy hoekom hulle dit so gedoen het? Weet jy, MW, ek het nou vir 'n oomblik stil gebly want ek dink dit geniet 'n oomblik van stilte. Dit is 'n vraag wat niemand eintlik die antwoord het nie. Want dit maak nie vir my sin om op 'n Vrydag te speel en dan 'n Saterdag toetswedstryd te speel nie. Daar's 'n baie kort omkeertyd in dit. Ek, my persoonlike opinie, sal wil sê ek wonder of die skedulering van hierdie wedstryd nie was om die druk so bietjie op Nieu-Seeland te sit nie. Baie mense sal vir my sê, nee man, dis verregaande. Hoe kan iemand agter die skerms nou hierdie impak hê op die skedule van die, want tog moet albei die spanne mos saamstem oor die skedule. 100% ek stem saam met dit, maar ek dink dit sit ook so 'n bietjie druk op die Nieu-Seelandse groep, want nou ewe skielik het jy 44 spelers. Ja, die Springbokke dieselfde. Springbokke het ook 44 spelers. Omdat jy by die huis is, kan jy nie nou sommer iemand uit 'n provinsie uittrek en nie deel raak van die groep nie, want hy is dalk nie eens deel van die groter prentjie nie. So ek dink nie dit is 'n faktor nie. Dis egter een van die strooihalms waarna mense gryp in terme van wat is die logiese redenasie hier agter. Ons sien dit in cricket wanneer mense pitches voorberei, dan berei hulle dit maar voor vir die tuisspan. Ek dink egter nie dit is die geval met iets soos rugby en die skedule van hierdie wedstryd nie. So dis nou 'n baie mooi manier om net vir jou te sê, ek het geen idee van hoekom hierdie skedule so uitgewerk is nie. Daar is geen logiese redenasie agter dit. En al wat ek dink het dit te doen met die URC voorbereiding, jy weet daai voorseisoen wat hulle nou mee besig is, want ek weet Jan Ackerman het baie pertinent gesê dis eintlik 'n bietjie van 'n spanner in die stok in die speker. Daar sê dis die woord. Dit ontwrig hulle bietjie met hulle URC VRK voorbereiding. Nou dit is half onverwags. En natuurlik arm ou se John Dobson het net gedog uit vir Bethune terug as 'n stit. Nou is Bethune weer terug by die Springbokke. Ek wonder net hoe gaan daai spanne lyk, wat die franchises mee kan speel, want ek weet die Stormers en die Bulle byvoorbeeld skiet nie eintlik die ligte uit in die Karibebeker op die oomblik nie. Hoe lyk hulle diepte, wat dink jy? Weet jy, dit is 'n baie belangrike faktor wat jy aanraak en ek stem 100% met jou saam. Dit is ontwrigtend vir 'n Verenigde Rugby Kampioenskap voorbereiding. Ek dink dit is waar Unie soos die Stormers en die Bulle, selfs die Sharks in 'n mate, het 'n effense voordeel wanneer daar die Karibebeker, die huidige Karibebeker reeks gebruik word as voorbereiding vir jong talent wat later gaan deel word van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Ja, ek weet ook die Cheetahs, die Griquas, die Boland, hulle neem nie deel in die Verenigde Rugby Kampioenskappe nie,
Maar ek dink tog daar word individue geïdentifiseer wat dalk kan bydra tot die Verenigde Rugby Kampioenskap prentjie by baie groter franchises. En ek dink dis waar 'n span soos die Bulle dan nou nie tans, Stormers ook, nie tans in Curriebeeker presteer nie, maar die waarde van hierdie jong spelers wat onder 20, onder 23 spelers is, besig is om hulle self te meet teen van die land se beste spelers met baie ervaring. Ja, al is dit in 'n Curriebeeker, dit is nog steeds ervaring. En ek dink dit gaan later 'n groot waarde en 'n rol speel by die Verenigde Rugby Kampioenskap om jou groep te vergroot vir 'n span soos die Stormers en die Bulls en die Sharks val. Okay, nou kom ons praat net gou oor die Curriebeeker, né? Ek verstaan 100% wat jy sê. Ek het met Piwe Nomlomo ook gepraat nou die dag, om gebel en soos hy nou is, hy het lekker met my gesels, hy is heeltemal openhartig. Hy probeer nie wegkruip agter enige verskonings of iets nie. Maar die realiteit van die saak is hulle speel met baie jong spelers. Hulle moet onder 23 spelers gebruik. En die groot faktor daar is, hulle is noodwendig in mekaar. En ek probeer nie verskonings maak nie, en hy het ook nie probeer verskonings maak nie. Hulle het nuwe afrigters, Jacques van der Rooyen doen die voorspelers, Wessel de Plessis doen die verdediging byvoorbeeld. Is alles nuwe maniere om dinge te eksperimenteer, maar en dit maak alles vir my sin. Dit klink mooi en ons weet, hoe sê almal kumbaya. Maar dis die Bulle man, en dis die Stormers. Jy weet om so 41-3 te verloor teen die Boland. En die Bulle 56-26 teen die Griquas. Ek bedoel, daar's niks fout met die Boland en die Griquas nie, dis wat ek bedoel nie, maar dit is hierdie name, jy weet, doen hulle nie afbreek aan hierdie spanne se reputasie af en dan daarmee trek hulle die hele Curriebeeker af nie. Ek weet nie, ek voel net so 'n bietjie ongemaklik oor die situasie. Ek is geneig om met jou saam te stem daar, RW, want ons het ook al baie kere gepraat en die vraag herhaaldelike kere gevra. Is die Curriebeeker besig om 'n afgewaterde kompetisie te word vir talentontwikkeling, vir youth development, soos dit bekend staan, om individue te identifiseer wat jy 30 plus wedstryde uit 'n groter franchise of groter kompetisie kan kry? Is dit 'n kompetisie waar ons regtig net gebruik het? Want as jy jare teruggaan, was die Vodacom beker daar gewees. Dit was die sogenaamde kompetisie wat jy jou jonger speler die blootstelling gegee het wat uit skool uit gekom het en dan het daai spelers Curriebeeker toe gaan speel. Curriebeeker dink ek is 'n tradisieryke groot kompetisie vir Suid-Afrika. Ons het die Curriebeeker nodig om sterker unies vir groter kompetisie soos die Verenigde Rugby Kampioenskap voor te berei. Of ons dit nou wil erken of nie. Jimmy Stonehouse maak geen geheim daarvan om te sê vir hom is daar geen groter kompliment waar 'n individu uit die Pumas uitgetrek word en na 'n groter unie getrek word. Ek dink by die Stormers, by die Bulls, is dit 'n vernedering wanneer jy 40-3 verloor teen 'n span soos Boland. Soos jy sê, vat niks weg van Boland nie. Die verskil tussen Boland is, Boland kom uit 'n keringstoernooi uit om te kwalifiseer vir die Curriebeeker. Dis 'n kompetisie wat hulle teiken om te wen. Dis semifinaliste. Hulle weet presies die prestige agtergrond van om 'n Curriebeeker wenner te kan wees. Waar die Stormers gebruik dit as 'n ontwikkelingstoernooi. Dis vir my nie regverdig teenoor 'n span soos die Griquas en die Boland in my opinie nie. En ek dink dis iets waarna hulle sal moet kyk. Ja. Ek hoor gerugte dat daar volgende jaar weer 'n volwaardige Curriebeeker gaan wees en daarmee bedoel ek al 14 unies waarskynlik betrokke, geen SA Cup, miskien nie meer nie, maar dis maar net gerugte. Ek weet nie wat hoor jy? Ja, ek het ook gehoor en ek dink vir unies soos SWD en Border of Grens, vir hulle is dit 'n geweldige groot vooruitsig om van deel te wees van 'n groter kompetisie. Dit sal vir ons ongelooflik lekker wees, vir rugby liefhebbers en ondersteuners. Sal dit lekker wees om te sien dat 'n span soos die Stormers gaan speel in teen die OP. 'n Span soos die Bulls gaan speel teen die SWD Arende. Dit sal ongelooflik wees. My vraag is net, ons kyk reeds na 'n baie vol skedule jaar in jaar uit. Rugby was hoofsaaklik 'n wintersport geweest. Ons kyk nou Januarie tot Desember kyk ons rugby. Is daar 'n probleem met so 'n kompetisie wanneer ons halfvol stadions gaan sien? Sien ons dit as 'n belegging in die groei van die sport om al 14 unies dan deel te maak weer? Ek dink dis een van die groot vrae, want ek moet vir jou sê, vir my is dit baie lekker om na 'n stadion toe te gaan en te kyk hoe Boland tuisveldwedstryd in Wellington teen Stormers speel. As die Bulls Wellington toe kom, is dit asof die Bulls spelers by die huis kan bly en hulle is geken, hulle is trots. Dis vir hulle lekker om die Bulls by die Boland te sien. Maar
dis een unie wat dit reg gekry het om te kwalifiseer vir die Karibebeker en hulle ondersteuners te hou en weer trots te maak. Gaan iemand soos SVD Arende, die grens, gaan hulle dit kan regkry met 'n halfvol stadion? Gaan dit 'n geval wees waar daar geld uitgegee word om hierdie wedstryde te doen en jy nie eintlik iets kry nie? Dis vir my die groot probleem van dit op die stadium, dink ek. Ek dink die antwoord aan daai vraag is wat Heineken my reg gekry het met SVD in een seisoen. En wat Hawies Fourie en Quentin van Rooyen nou reg gekry het met die Boland byvoorbeeld. Die mense daag nie op omdat hulle 'n span het, hulle daag op om die span begin goed doen. Ek het gister met 'n dame gepraat oor vroue rugby, sy bly in George en sy sê George het hierdie atmosfeer van hulle is weer kampioene en Heineken Meyer word amper soort van op die hande gedra en dit's wat dit is. As jy nou die kans kry, al speel jy nou vir Grens en nou maar en jy sterre weet wat ek al weet gas ons moet teen Boland speel. Boland het verstommers gewen. Die punt is net dan moet jy daarom opdaag en 'n ordentlike span in die veld kan sit. Wat dan gebeur? Ons het so baie spelers, Jake White het so aangegaan die oor en hy was dalk reg op in 'n mate. Ons het baie spelers in Suid-Afrika. 'n Groot gros en hulle sit by die Bulle, 'n groot gros sit by die Stormers en by die Sharks. En die ander en hulle kry nooit reg speelkans nie. In 'n stadium dan gaan die kontrak nou maar verby, dan gaan hulle oor see. Hoekom kan daai ou nie by Grens gaan speel vir 2 of 3 seisoene nie? Ek het al gepraat wat van 'n draftingstelsel dat hulle kan sê, okay, die swakste span verlede jaar kry die beste speler van hierdie jaar outomaties aan hom toegeken. Jy weet die beste loskakel wat in die Waarskap na vore getree het, sê nou maar jy moet nou maar vir die Grens gaan speel vir 'n seisoen. Iets is dit, jy weet, daar is maniere om hierdie ding op te tel want jy wil die spanne optel. Daai fliek vir daai Bull Durham, daai baseball fliek van Kevin Costner. If you build it, they will come. As jy daai spanne kan bou, die mense sal kom. Hulle sal kom. Wat dink jy? 100%. En ek dink om 'n wedstryd soos dit te gebruik om by 'n universiteitsveld te speel is nie 'n slegte idee. Want ewe skielik bring jy nou weer die studente terug. Die studente is klaar op 'n hoogtepunt as gevolg van iets soos 'n Varsity Cup. Jy sien dit, die stadions is stampvol. Gebruik daai velde eerder as wat jy dan nou sê, weet jy wat die finansiële negatiewe kant van dit is dat ons met halfvol stadions sit. Maar dit is soos jy sê, as gevolg van die uitslae wat 'n Boland kry. Wanneer laas het jy gesien by 'n handelsmerk word daar 'n ry gestaan om 'n Boland rugby trui te koop van die span? Dit is presies wat jy sê. Boland kry resultate so die mense stroom daartoe. En ek sal graag wil sien dat die sogenaamde kleiner unies weer daai ervaar en al hoe jy dit gaan kan doen is om jouself teen die ander beste provinsies, groter unies, soos wat hulle dan nou bekend staan, te kan meet. En ek dink dit is soos jy sê, om daai individue deel te maak van iets groter, gaan die ondersteuners ook trek. Kyk, ek weet almal gaan sê ja, maar daar's nie geld nie en daar is seker nie geld nie, maar ek kyk altyd na Frankryk, die top 14 in die Pro de Deux, die tweede liga. Hoe goed is daai wedstryde? Wat is die kwaliteit van die rugby en kyk wat gebeur met Franse rugby. As ons hierdie tuisdinge van ons kan beter kry, kan jy jou net indink en dan kan ons letterlik oor die wêreld, Japan en oral te kies en ons kan uit ons eie geleedere ook sterk spelers na voor en hulle kans gee om te speel. Anyway, ek stel op my perdjie hier, wat noem dit, my high horse. Ek weet nie wat dit in Afrikaans is, maar nou ja, daar is hy. Maar ek stem met jou 100%, ek stem met jou 100% saam. Ek het 'n vriend gehad wat saam met my klaprugby in die Kaap gespeel het. Hy het juis in daai tweede Franse divisie gespeel en hy sê die verskil daar, of een van die groot redes is, dit word soos inters. Ons sien dit met die interskole hier tussen die parelskole. Dit word opgehemel, dis die grootste in die wêreld. Hoekom? Want die oud skooliere, die dorp word in 2 gesplit. 2 plaaslike areas, daai derbies waarvan ons praat. Die Jukskei derby is een van die oudste, grootste, tradisieryke derbies wat hierdie naweek weer plaasvind. So dit is weer om daai kompetisie weer terug te bring. Dit sal lekker wees. En ek was dadelik die eerste een wat gesê het, mense gaan sit en kyk, daar's nie geld in dit nie. Ek moet kaartjie koop vir hierdie vir 'n wedstryd in 'n halfvol stadion en ja, die groot koppe sit en kyk na hierdie faktor want dit is 'n belangrike faktor. Maar ek dink regtig soos jy sê ook, kom ons raak weer opgewonde oor dit en ons bring hierdie derbies terug. Dis wat die mense wil sien. Gepraat van derbies, is dit nie die naweek die groot Parel Gimnasium, Parel Boys High wedstryd nie? Kyk, in Pretoria Ja, is 'n elke ding vir ons, ek sê maar net. In Pretoria sal jy sê grootste in die wêreld vir wat? Vir Ja. wat? Jy gee my Maar boys nee, ek dit gee is- office. Dis Ja, 'n sorry. geweldige groot
Ekskuus. Ja, ja. Hier is 'n geweldige groot naweek hierdie naweek. Dit is Boys High teen Gim en natuurlik ook Paul Girls High of dan 'n hoër meisieskool Parel. So dis die twee skole wat in Parel Gimnasium te staan kom. 'n geweldige groot geleentheid daar duisende oudskoolleerders en ouers wat bymekaar kom op Foreststraat vir die hoofwedstryd Saterdagmiddag. So dit is en sal altyd 'n groot geleentheid bly. Ek dink deel van hoekom dit so groot faktor is ook as gevolg van die tradisie. Ons praat van the greatest rivalry van 1921 af. Hier is ook al 2-3 skole wat mekaar die stryd aansê vir 110, 111 jaar. So ek dink dis wat dit 'n groot geleentheid maak in die dorp wat letterlik in twee gesplit is. Kyk, ek volg nie regtig skole rugby nie, want ek het sê eenvoudig te veel rugby. Ek kan nie op hoogte van alles bly nie, maar hoe lyk hoe daai twee skole gedoen hierdie jaar? Boys High teen Parel Gim, wat het twee die beste, een in die beste vorm? Ek dink Boys High is op die stadium die gunsteling en het die beste vorm gehad deur die loop van die seisoen. Gimnasium sal altyd vir jou sê ons is en bly altyd 'n faktor. Dit is 'n baie trotse skool, baie goeie bestendige seisoen gehad. Aan Boys High se kant dink ek was daar minder beserings gewees wat hulle ontwrigting baie minder gemaak het. Gimnasium het hier en daar 'n groot besering gehad wat sleutelrolle en sleutelposisies gehad het. Jonger spelers wat besig is om na vore te kom by Gim se kant, waar ek dink Boys High het 'n baie meer gebalanseerde span wat verlede jaar ook natuurlik gewen het. So hulle sal vir hulle self 'n baie goeie guns wil bewys en dit weer wil doen en hulle self ook as die gunsteling beskou in hierdie wedstryd. As jy die afrigter Shaun Erasmus wat baie bekend is al wat julle in die noorde ook gaan vra, dan gaan hy sê Boys High is en gaan altyd die underdog wees in hierdie tipe wedstryd. Maar hy's ook 'n meester in die wedstryd van die veld af speel alreeds. Gepraat van Shaun Erasmus, is daar nie gerugte dat hy gaan oorneem by Maties nie? Ja, daar is gerugte gewees in die koerante wat gepubliseer is wat sê dat hy die opvolger vir Kabamba Floors gaan wees by Maties. Hy het geen kommentaar gelewer nie. Hy het ook nie 'n geheim daarvan gemaak dat dit gerugte is nie. So ek weet nie, ek weet nie, hy het geen direkte antwoord gegee op dit, want daar was die vraag na sy kant toe gegooi, en hy het net gesê, nee, ons fokus nou op interskole, en voor interskole is daar 'n paar belangrike wedstryde, so ja, hy het so 'n bietjie gedans om die vraag, so ons wag om te sien. Ek wonder maar net, weet Neil de Bruin is weg by hulle, en nou is Shaun Erasmus ook miskien op pad, miskien, ek sê nie hy is nie. Dit met ontwrigting wees, maar natuurlik uit ontwrigting kom maar nuwe mense na vore, nuwe dinge wat kan gebeur, opwindend. Ek sien baie uit na dit. Ek bin dan van maak om te kyk. Wat gaan jy kyk die naweek? Weet jy en Arie moet staan in die Kaap waar dan die wêreld die hart van rugby is na bewering. Ek wou nou eers gesê dankie tog dat jy dit erken het, maar die manier hoe jy dit gesê het. Ja, nee, neerbuigend. Was so. En weer ja, ek is betrokke by die interskole wedstryd. Ek saai daai wedstryd uit. So ek gaan by die interskole wees. En natuurlik die Stommers wedstryd wat al reeds 3 uur begin, die interskole wedstryd wat 4 uur begin. So ek gaan nou ongelukkig nie by die Stommers wedstryd kan wees nie, maar ek weet ook daar's baie Stommer ondersteuners wat so in die ore gaan luister na wat aangaan by die Stommers. So ek gaan by die Parel interskole wedstryd wees, maar ou kyk mos maar altyd danksy weerkyke en heruitsendings maak jy seker dat jy op hoogte is van al die aksies. So dis moeilik en dis ook raak ons aan wat ons vroeër gesê het, reeds al baie sport wat die naweke vul, maar ou probeer maar balanseer waar jy kan. Vir wie saai jy uit? Vir Radio Tygerberg. So die wedstryd gaan dan uitgesaai word op 'n potgooi kanaal en 'n pop-up kanaal soos ons dan nou sê, wat jy weer lekker na radio uitsendings en kommentaar kan luister van die wedstryd. Dis groot passie en baie lekker vir my. Hoorie Mike, dit was vir my baie lekker. Ek het myself nou gehad uitgeniet en 'n bietjie die Afrikaans gegooi hierso, al het daar so hier en daar 'n Engelse woord ingeglip. Ek sê altyd vir mense, hou op klaar oor die 2 of 3 Engelse woorde en wees dankbaar vir die 99% Afrikaanse woorde. So asseblief mense, ons is nie om eksamen te skryf nie, ons is hier om rugby te gesels. So dankie, ek waardeer dit, was vir my vrek lekker. Ek hoop ons maak binnekort weer so. Dit was 'n groot voorreg geweest, baie lekker geweest. Ek dink die hier en daar Engelse woorde wat ons gebruik het, is baie goed beskrywende Engelse woorde. Ek dink daar's 'n baie beter beskrywende woorde wat 'n ou dalk kon gebruik het. Maar en weer groot voorreg en baie lekker geweest. Baie dankie. Ek sien uit om weer met jou te gesels. Ja, nee, ek moet net sê mense besef nie altyd dat 'n Afrikaanse woord jou ontglip nie. Jy weet hy's in jou kop, maar jy kry hom net nie op jou tong nie. Jy weet hoe dit werk. Jy weet presies waarvan ek praat hier. So ja. Nou ja, hoor ek baie lekker naweek vir jou. Geniet die rugby, geniet die uitsendings en baie dankie dat jy vir my tyd gemaak het. Ek waardeer dit baie. Ek hoop ek gaan definitief baie kort weer op jou knop hê. Dankie Mike.
Groot voorreg, baie dankie en weer selfde daai kant en sterkte mag al die guns op die tellborde en so ook aan ons kant wees van watter sport ons ook al dan nou kyk. Ja, nee, ek stem saam met jou, ek waardeer, dankie.